Goeiedag graad 10, ons kyk 'n bietjie hier na jou taak. Jy kan alles self deurlees. Right, aktiwiteit 1. Jy definieer wat 'n loopbaanveld is. Wat word bedoel met die konsep oorgang van adolessensie na volwassenheid? Onthou, ons praat hier, as jy 'n volwassene is, betree jy die arbeidsmark en dan word jy deel van die betalende werkers en al daai dinge. Noem 4 redes waarom dit belangrik is om loopbaanvelde te oorweeg en wanneer jy ingeligte besluit neem, dan is hier kyk na die wat's beskikbaar, maak 'n beter keuse. Watter sektor van die ekonomie is die mees prominentste, algemeenste in jou gemeenskap? Tersiêre sektor, want in ons gemeenskap bied mense dienste aan. Daar is nie 'n plaas naby of 'n fabriek wat goed van die plaas af verwerk nie. Goed, jy sal 'n bietjie moet gaan navorsing hier doen, soos ons nou al gesien het. Jy moet gaan kyk vir oor onderwysinstelling wat vir jou gekose loopbaan reg is en verskaf 2 redes waarom dink jou keuse relevant is. Noem enige 4 moontlike faktore wat jou kan verhinder, soos daai ene daar, jou kan verhinder om suksesvol 'n geskikte loopbaan gekies op jou loopbaanveld te volg. So daai is daai ene. Goed, noem 2 moontlike sosiale faktore wat jou poging om 'n suksesvol in jou gekose loopbaan te wees negatief kan beïnvloed. Dat dames en here, ons praat van jou keuse. Wat kon jou inspireer om jou gekose loopbaan te volg en verduidelik hoe dit jou kan help om 'n ingelykte besluit oor jou gekose loopbaan te neem. Ontleed die belangrikheid om daarvan om diegene te raadpleeg wat reeds in jou gekose loopbaan is, om jou besluit oor jou voorkeurloopbaan te versterk. Advies is altyd goed. Jy kan ook met mense praat wat die werk doen en sien wat die werklike omstandighede is ensovoorts. Bespreek die belangrikheid van self-evaluering om 'n geskikte loopbaanvelde te identifiseer. Kyk nou wat jy goed is, jou passie, daardie tipe van ding. Evalueer hoe die gebruik van loopbaanadviesdienste jou loopbaanbesluite kan beïnvloed. So jy gaan 4 goed, jy gaan een ding noem en hom goed bespreek. Loopbaanadviesdienste gee vir jou meer bronne beskikbaar. Hulle verskaf jou met inligting wat onlangs is. Hulle het kontakte in die besigheidwêreld, iets soos daai. Gebruik die onderstaande selfwaarnemingsblad om selfverkenning te doen van jou potensiaal wat dalk by jou verlangde loopbaanveld pas. So ons kyk nie byvoorbeeld werkbelangstellings, jou waardes, eienskappe van die werksplek, wat 'n belangrike vaardighede het jy nodig vir die werk, watter vlak. So jy gaan kyk na 'n beroep en sien wat jou gaan help om hierdie goed in te vul. Gegrond op die bogenoemde inligting, dui aan jou verlangde loopbaan, motiveer dan waarom die gekose loopbaanveld vir jou geskik is. Nou hierdie ou kan jy kyk hierso, dis al die beroepe en die loopbaanvelde. Kyk ook waar jou vakke in pas. Dan
Jy gaan hierdie gebruik as jou individuele navorsing vir die PowerPoint. Uit jou 5 mense gaan julle almal sin kyk en dan gaan julle een van daai loopbane in die loopbaanvelde weet vir julle PowerPoint doen. So hierdie is jou PowerPoint. Right, en dan kyk ons hier by die refleksie, sê hoe dit jou beïnvloed het, dis 4 punte, elke vraag, en jy sê hoe dit jou beïnvloed het, met 'n rede. En gebruik jou navorsing hierdie projek, assesseer maniere waarop jy verseker dat jy vir die langste tyd relevant bly vir jou loopbaan. So kyk jy 'n bietjie daarna, dit is byvoorbeeld dat opgedateerde inligting en so voort. Stel 3 maniere voor waarom jy 'n impak op jou gemeenskap kan maak deur jou ervaring om hierdie projek te gebruik. Jy kan byvoorbeeld 'n loopbaandag hou vir laerskoolkinders of vir 'n skool wat sukkel. Jy kan jou gemeenskap inlig wat is beskikbaar vir al die matrieks wat klaar afgestudeer het en miskien kan gaan studeer, of jy kan jou eie loopbaanadviesdiens begin, nadat jy geleer het wat dit alles is. Hierdie is jou bibliografie, en jy gebruik hierdie bladsy om jou bronne en goeders aan te wys. As dit nie soos hierdie ouetjie is nie, dan gaan jy hierdie punte verloor. Goed, sterkte hiermee, en dan as daar probleme is, julle weet waar om my te kry.